Ek groet u. Dit is Sondag die 23 Augustus. En kom ons gesels 'n bietjie om met God te gesels en hy met ons te gesels. Watter goddelike voorreg is dit nie? Ons moet onthou dat ons besig is met geestelike dinge wanneer ons met die Godheid deel. Johannes 4 vers 24 sê vir ons, God is gees. Engelse vertaling sê, die King James sê, God is a spirit. En die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Gees, nie liggaamlik nie, in die sin nie. Die gees is uit die aard van die saak, die Heilige Gees is uit die aard van die saak 'n gees. God die Vader is gees, Heilige Gees gees. Jesus was daar sy opstanding in 'n onverganklike, verheerlikte liggaam. Gelyk aan die Vader, soos Hebreërs 1 vers 3 vir ons sê, want hy sê, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese, ensovoorts. Daarom wanneer dit kom by gebed en aanbidding, moet ons weet dat dit uit die hart, uit ons binneste moet kom, en nie vanuit ons intellek, of net uit ons mond uit nie. Hoe praat God met 'n mens? God het deur die eeue homself op verskillende maniere gemanifesteer. Toe die wet van God aan die volk Israel gegee was, Exodus 19 vers 18, en die hele berg Sinaï het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het. En sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe. En Exodus 20 vers 18 gaan hy verder, hy sê, toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, en die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En dan het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Daardie dag het God die meeste van die tyd met 'n hoorbare stem gepraat, soos met Moses op die dag van die 10 gebooie gegee is, en dan was God se teenwoordigheid verskriklik gewees. In ons dag glo ek, wil elke kind van die Here so graag God se stem hoor. Ek wil dit so graag hoor. Gereeld. Ek glo u ook. Maar nie soos daai dag by Sinaï nie, né? Moses was bevoorreg om God se stem te hoor, maar hy wou meer gehad het, en ek bid dat ons as kinders van die Here ook altyd meer wil hê. Exodus 33 vers 18 sê Moses, laat my tog u heerlikheid sien. En die liefdevolle hemelse Vader sê in vers 21, hier is 'n plek by my, waar jy op die rots kan gaan staan. God sê, hy sal hom laat in die skeur van die rots stel, in the cleft of the rock, met sy hand oordek, dan sal God by hom verbygaan, sy hand wegneem, en dan kan hy God van agteraf sien, maar die mens mag God se aangesig nie sien nie. Dit is Exodus 33 vers 22 en 23. Dit was die dispensasie van die wet, wat slegs vir Israel bedoel was, en selfs vir hulle was dit so vreeslik, dat hulle dit nie kon verdra nie. Maar dinge het egter verander, van daardie dag, aan die kruis op Golgotha. Efesiërs 2 vers 13, sê vir ons dit so mooi, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, ons met alle woorde, ons heidene, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy het albei eengemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie, wat in insettinge bestaan, wat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nuwe mens kon skep, Jood en heiden, en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. En dan verwerk die apostel aan die Hebreërs hierdie dag by die berg Sinaï, Hebreërs 12 vers 18 sê, want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie, met ander woorde 'n fisiese berg, soos ons 'n berg ken. En 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm en basuingeklank en die geluid van woorde waarby die toehoorders gehoor het, gesweek het, dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie. En in vers 22 sê hy, want julle het gekom by die berg Sion, en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem met 10.000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van eerstgeboortes wat in die hemele opgeskryf is, en by God die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel,
of die bloed van Abel. Met ander woorde, 'n geestelike opset. Die apostel wys daarop die dispensasie van die wet verskrikking gewek het, maar die dispensasie van die evangelie is 'n vertoon van die oneindige liefde van God wat niks anders as genade voorhou nie. God kan met sy kinders op 'n hoorbare stem praat, soos in die Ou Testament as hy wil. En hy het ook met sy volk daardie tyd deur profete gepraat. Maar in hierdie laaste dae sê Hebreërs 1 vers 2, spreek hy tot die mens deur sy seun. En nou is die groot vraag, hoe hoor ons in ons dag die Here se stem? Weereens, onthou, ons is 'n geestelike volk, en die dinge met betrekking tot die evangelie moet geestelik beoordeel word. 1 Korintiërs 2 vers 13. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. En Galasiërs 5 vers 25 sê, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Met ander woorde, laat ons volgens die Gees se voorskrifte volg en met hom wandel. In Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Omdat die God Gees is, spreek hy tot ons gees. God is God. En hy kan met 'n hoorbare stem met die gelowige praat, maar ons moet nie verwag dat dit so sal wees nie. Dit sou lekker gewees het as dit so kon wees. Dan sou ons seker gewees het ons kon hoor. Die mens bestaan uit gees, siel en liggaam, en hy word deur die Heilige Gees van die belofte verseël by wedergeboorte, nadat hy die woord van die waarheid, die evangelie van sy redding, gehoor het, soos wat Efesiërs 1 vers 13 vir ons sê. Dit is hier waar hy weergebore is, en 'n nuwe mens geword het, en van waar God met hom in sy gees kan praat. So om God te kan hoor, moet die gelowige se eerste plek sy gedagtes uit die pad kry. Daar is twee komponente wat hier uiters noodsaaklik is, wat ons moet nakom. Eerste plek, ons moet op die Here wag. En koning Dawid het geweet om dit te doen. Hy sê in Psalm 25 vers 5, lei my in u waarheid en leer my, want u is die God van my heil, u verwag ek die hele dag. Engelse vertaling sê, I wait all the day, ek wag. Hy sê, die waarheid leer my. Met ander woorde, dit is wat God wil doen, deur hierdie spreuke met ons, deur met ons te gesels, ons te leer, die waarheid te leer. Psalm 27 vers 14, wag op die Here, wees sterk en dat jou hart sterk wees, ja, wag op die Here. Psalm 37 vers 7, swyg voor die Here en verwag hom, of wag op hom. En dan sê Jesaja 40 vers 31, baie bekend, want die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op die vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en hulle word nie mat nie. Twee woordjies daar wat ons met onder gaan gee, die woordjie kry nuwe krag, kry, dit is in die Hebreëus sê dit vir ons, jy ruil klere om. Dit is een van die metodes by die sny van 'n verbond, om klere om te ruil. En ons sien 'n duidelike voorbeeld hiervan, waar Dawid en Jonathan 'n verbond sluit in 1 Samuel 18 vers 3 en vers 4 sê, daarby trek Jonathan sy mantel uit wat hy aangehad het, en gee dit aan Dawid en ook sy klere, ja, selfs sy swaard en sy boog en sy gordel. Die ander woord daar is, wag op die Here, die wat op die Here wag. Die woordjie wag, sy wortel in die Hebreëus, is die vleg van 'n koord of 'n tou. En so word die gelowige saam met die krag van God ingevleg. So hy ruil sy krag uit. God se krag verby en my min krag of hy geen krag gee ek vir die Here. Dit bedoel ook dat die hoop op dit wat God beloof het nie sal teleurstel nie. Al neem dit soms 'n bietjie lank. So daarom ons wag op die Here. Dit neem tyd, dit neem geduld,
Soos koning Dawid sê, Psalm 40 vers 2, ek het die Here lank verwag. Ek het lank gewag op die Here. En hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep, gehoor. En dan, hierdie deel sluit ek af met Jesaja 28 vers 16. Daarop so sê die Here, kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen, wat vasgegrondves is. Hy wat glo, sal nie haastig wees nie. Ons moet nie haastig wees nie, in daardie tyd, wanneer ons op die Here wag nie. Maar 2, ons moet stil wees. Dit is moeilik vir mens, om stil te wees. Die Here het vir 1 mond gegee en 2 ore. Ons moet ons gedagtes stil maak, wat nogal moeilik is, en baie oefening verg. Ons gedagtes dwaal so aanhoudend, ons moet dit altyd terugbring, dit orden. Psalm 46 vers 11, laat staan en weet dat ek God is. Engelse teks, be still and know that I am God. Matteus 6 vers 6 praat Jesus oor die gebed en die vorm daarvan, maar jy wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Maar Jesus het nie bedoel dat om geen ander vorm van gebed is en dit ander uitsluit nie. Maar hy wil die belangrikheid van jou hart en jou gebed voor hom uit te stort. Hy wil dit beklemtoon het, en nie 'n openbare gebed soos die Fariseërs gedoen het om op die hoek van die straat te staan en te sê, Here, ek dank ek is nie soos hierdie tollenaar nie. So maak jou gedagtes stil van alle ander gedagtes van buite en gesprekke waarin jou gedagte betrokke mag raak. Hoeveel maal is ons besig met 'n gesprek wat nooit voorheen sou gebeur het nie en wat ook nooit sal gebeur nie. Veral in hierdie tyd van stil wees voor die Here, gebeur dit so dikwels. Dit gebeur in daai stil tyd, wanneer jy voor die aangesig van die Here is, dat die Here vir jou, met jou praat uit sy woord uit, gee vir 'n teksvers, of hy kom met 'n woord van bemoediging, of kom met 'n openbaring. In die geval van die openbaring, moet ons net versigtig wees. Ons moet dit toets deur die skrif van die Here, van die woord, en om seker te maak dat dit van die Here is, want die duiwel kan ook in daai oomblik 'n gedagte in jou hart plaas. Baie belangrik, wanneer jy in stilte op die Here wag, begin met Psalm 104, vers 4. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang, loof hom, prys sy naam. Met ander woorde, ek kom in sy teenwoordigheid in met 'n loflied, met 'n aanbidding, vir hom te vertel hoe groot is hy, hoe wonderlik is hy, hoe wonderbaar is die Here. Ek sluit af. Net weer, om op die Here te wag in stilte, is nie net beperk tot jou binnekamer nie. Dit kan gebeur terwyl jy bestuur, op die saaipaadjie stap, in jou bed lê, want God is oral, en hy kan en hy wil met jou praat. So naarmate jy ingeoefen is, om stil voor die Here te wees en op hom te wag, begin dit spontaan gebeur, op enige plek waar jy is, en jy hoor sy stem in jou gees, en wat 'n vreugde is dit nie. By die Here, mag die Here u seën. Amen.